Ek is die saadjie in die grond. Hy gooi sy water oral om my. My wortels vasgegroei totdat my eerste blare son kry. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonneval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou tot ek my takke sprei. En 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. U maak my sterker elke uur. In brande hou u al die vuur weg. My vrugte vorm uit u gees. Met u langs my sal ek niks vrees nie. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonneval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou tot ek my takke sprei. En 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die bron van al my krag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonneval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou tot ek my takke sprei. En 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Geliefdes, hartlike goeiedag en baie welkom by vandag se boodskap. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCRM familie in die Oosrand. Na afloop van vandag se boodskap nooi ek u uit om die nagmaal saam met my en my gesin te gebruik. U kan solank die wyn en die brood regkry, maar voor ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons hemelse Vader. Ons dierbare Heer en Hemelse Vader, Abba God, U is die beskermer van ons lewens. Ek dank U vir hierdie pragtige oggend. Vader, ek dank U vir die gevulde stoele vanmôre en ek dank U dat U ook hier teenwoordig is vanoggend. My God, my gebed is dat U by elkeen sal gaan stil staan, elkeen sal aanraak en elkeen sal behoed en sal bewaar. Vader, vat my nou uit die prentjie uit, dat ek slegs net die spreekbuis vir U woord sal wees. En maak U woord oop vir ons, dat ons kan verstaan wat U vir ons wil sê en kan sien wat U vir ons wil wys. In Jesus se kosbare naam bid ek dit alleen en ek dank U daarvoor. Amen. Vanoggend gaan ons dinge so 'n bietjie anders te doen. Voordat ek vanoggend se boodskap gaan begin, gaan ek vir julle probeer om elke week waarborg, 'n belofte van God te gee. Maar die belofte kom ook met 'n waarskuwing. Met ander woorde, 'n voorwaarde wat u ter harte moet neem. Vanoggend se belofte kry ons in 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde
En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Nou, die voorwaarde aan dit, ons moet in liefde bly, geliefdes. Dan beloof God in hierdie selfde stuk, hy sal in ons bly. Met ander woorde, ons in liefde bly, sê die woord van God vir ons, wat ons weet die waarheid is, sal God in ons bly. Amen. Amen. Geliefdes, ons dien 'n fantastiese, super awesome God, ons Vader, wat die begeertes van ons harte vir ons gee, maar op sy tyd, nie ons tyd nie. Want ons as mens, wil ons alles dadelik hê, nie waar nie? Net so 'n bietjie oor myself. Ek wou so graag 'n plot, of 'n plaas, of 'n plekkie gehad het, waarop ek die boodskap kon bring, waarop ek kan kook. Ek het soveel meer gekry, as 'n plot of 'n plaas. God het vir my die begeerte van my hart gegee, deur liefde. Die Here het vir my 'n platform gegee, hy het vir my 'n radioplatform gegee, wat kan strek tot op die uiterste van die aardes. Nou, hoe groot moes my plot of plaas gewees het, om dit so ver te kan bedien? Hy het my julle gegee, julle as my gemeentetjie, wat ek moet bedien. Sien, as ons dink aan 'n klein plot of plaasie, dink ons maar klein, want God dink groter. God sien die groter prentjie raak, wat ons nie altyd kan sien nie. Maar, dit kom in God se tyd, nie in ons tyd nie. Net so klein ietsie, miskien 'n boodskap vir 'n volgende keer. Nou, vandag se boodskap, kry ons in 1 Johannes 4 vers 8. God is liefde. Dit raak nooit klaar nie. Dit raak nie uit voorraad uit nie. Dit het ook geen vervaldatum nie. En dit maak alles soveel beter. Nou, vandag se boodskap, en vir die volgende 9 weke, gaan ons 'n bietjie meer kyk na die vrug van die Gees, soos dit ook opgeskryf staan in die woord van God, in Galasiërs 5, vanaf vers 16 tot 26. Maar, die een wat ons vandag gaan behandel, is vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan gaan ons met vers 23 ook. Teen sulke dinge is die wet nie. Nou, vanoggend se boodskap gaan oor die liefde. Nou, almal van ons ken seker die bekendste gedeelte in die woord van God. 1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7. En ek lees dit graag vir u. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Liefde is een van die mees kragtigste emosies wat ons kan ervaar. Ons as mens soek liefde uit die oomblik van ons bestaan. Die oomblik wat jy gebore is, smag ons na liefde. En die Bybel vertel dat God liefde is. Vir Christen gelowiges is liefde die ware toets van hulle geloof. 4 unieke vorms wat liefde in die woord van God gevind kan word in die Grieks vertaal as eros, storge, philia en agape. Ek hoop ek spreek hierdie reg uit. Nou, hierdie 4 soorte, as ons gaan kyk na hulle, ons sal hierdie verskillende soorte liefde ondersoek, wat gekenmerk word deur romantiese liefde, familieliefde, broederlike liefde, en dan die belangrikste een, God se goddelike liefde. Soos die liedjie wat ons nou gespeel het, God beskerm ons. Hoekom? Want hy is lief vir ons. Deur sy liefde beskerm hy ons, deur sy genade. Soos wat ons doen, deur hierdie ondersoek van hierdie liefdes, en hoe Jesus se opdrag te volg om mekaar lief te hê. Nou die vraag, wat beteken dit as ons sê God is liefde?
Kom ons gaan kyk wat sê die woord van God se liefde. Ons vind die beskrywing van liefde in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot en met 8. Soos het ons nou gelees het. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie. Dit is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Hierdie is God se beskrywing van liefde. Omdat God liefde is dit ook wie hy is. Ons kry ook, as ons dit so kan stel, 'n waarskuwing oor liefde wat ons vind in Johannes 1 Johannes 4 vers 8. Met ander woorde, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Onthou jy ons het nou gepraat oor 1 Johannes 4 vers 8? God is liefde. So jy sien, liefde is 'n baie belangrike deel in alles wat ons doen. Die beste voorbeeld van liefde is God se liefde, wat gevind word in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Romeine 5 vers 8 gee vir ons presies dieselfde boodskap. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons kan deur hierdie verse sien dat God se grootste wil vir ons is om ons met hom te verenig. Hy wil ons by hom hê. Hy wil ons saam met hom hê, by sy ewige blyplek, die hemel. God maak hierdie vir ons moontlik deur die prys wat Jesus vir ons sondes betaal het. God se liefde is vir ons en kies ons om volgens sy wil te leef. Nou, liefde vergewe. As ons enige sondes het en dit bely, hy is betroubaar en geregverdig om ons sondes te vergewe, ons skoon te maak en van elke verkeerde optrede, van elke verkeerde ding wat ons gedoen het. God is getrou. Nou kom ons gaan kyk, wat is liefde? Liefde, ons het nou daaroor gepraat. God, met ander woorde, ons kan die woordjie liefde met God vervang. Liefde forceer homself nooit op enigiemand af nie. Deur sy liefde vir ons, roep hy ons tot onsself en tot hom. Onthou jy ons het gesê, ons vervang die woordjie liefde met God? Nou kom ons gaan aan. Liefde wys goedheid aan almal. Liefde doen altyd goed, sonder onpartydig te wees. Liefde begeer nie wat ander het nie, en lei 'n eenvoudige lewe sonder om te kla. Liefde praat nooit groot nie, en blaas nie sy eie beel nie, oor wie hy is, of wie hy nie is nie, ten spyte van sy krag en mag. Liefde dwing nie gehoorsaamheid af nie. God het nie eers gehoorsaamheid van sy eie seun vereis nie. Inteendeel, Jesus toon sy liefde en gehoorsaamheid gewillig aan die Vader, soos wat ons ook kan kry in Johannes 14 vers 31. Maar die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hiervan af weggaan. Amen. Liefde het altyd na die belange van ander omgesien. So wat beteken dit eintlik dat God liefde is? Liefde is 'n eienskap van God. Liefde is die wenslike aspek van God se karakter en staan vir wie hy is. Liefde is nie in konflik met die heiligheid, met regverdigheid en selfs die wraak teen sonde nie. Al God se eienskappe is perfek in harmonie met mekaar. Alles wat God doen is regverdig en verdiend. God is die perfekte voorbeeld van liefde.
Deur God se krag en deur die krag van die Heilige Gees, gee God ook hierdie liefde aan elke een wat Jesus aanneem as sy verlosser en saligmaker. Kom ons kyk wat lees ons in Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Geliefdes, ons moet glo. In Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Amen. En amen. Ek is 'n kind van God. Hoekom? Omdat hy my lief het en ek hom lief het. As ons verder gaan, ek gaan lees ons in vers 23 en 24. En dit is 'n gebod. Luister u, 'n gebod. Dat ons in die naam van Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Vers 24. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly. Amen. Aan die Gees wat hy ons gegee het, met ander woorde die vertrooster wat hy vir ons beloof het, wat by ons is. Liefde is die onselfsugtige, toegewyde liefde van God en ander. Dit is 'n aktiewe vertoon en dwing ons om ander se behoeftes bo ons eie te stel. Geliefdes, liefde eer ander en vier die waarheid. Maak nie saak hoe moeilik dit is om dit te hoor nie. Dit gee iets van jouself, selfs wanneer jy nie lus is daarvoor nie. Liefde laat nie toe dat gevoelens jou keuses bepaal nie. Liefde is hoopvol, volhardend en vertrouend. Liefdevolle mense hou nie van haat en daai klas van dinge nie, hulle hou dit van hulle af weg. Liefde, seker die belangrikste woord wat ek in die Bybel kan lees. God se hele wet kan ons opsom in een woord. Dit is liefde. Nou vanoggend se boodskap gaan oor liefde. Wat God in Romeine 13 vers 8 vir ons gee. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Hy wat lief het die wet vervul. Met ander woorde, liefde vir mekaar. Die preek uit Romeine 13 is bedoel om julle toe te rus, om ons toe te rus, om te begin besef dat dit God se wil is. Gee jou liefde. Die lewende God praat met my en met jou. Die Here praat, nie met draaie nie. Sy manier is regheid praat. Hy praat regheid met ons. Hy draai nie doekies om nie. Of dit nou die hele Israel is, en of dit die koppige Moses is, of die jong skaal Maria, of die onsekere Josef, of Paulus, wat op die verkeerde pad is, het God direk met hulle gepraat. Daarom lees ons in Romeine 13 vers 8 van die hy. God praat in die eerste plek met die gemeente in Romeine. Maar die brief aan die gemeente van Romeine is bedoel vir elke kerk van Christus. Elke gemeentelid, elkeen van ons. Elke gelowige reg oor die wêreld. Die Here praat met die hele gemeente. Met elke gelowige. Hy praat met my en met jou. Moet daarom nie vanoggend na die man voor jou, die vrou agter jou, die jonges wat agter skuins links sit, dink, ja, hierdie boodskap is net vir jou. Jy moet luister, God praat met jou. Nee, dit is vir elke een van ons. Die Here se woord is vir elke persoon bedoel. Op die sitplek waar jy sit vanoggend, dit is die adres waarop hierdie woord gegrond is, of waarna toe hierdie woord gestuur word, jou adres, daar waar jy sit. En geliefdes, God vra jou van jou liefde. Hy vra jou,
moet niemand iets verskuldig wees nie. Op hierdie aarde het ons as mens verpligtinge, jou maandelikse rekeninge, jou staatsraadrekening, jou telefoonrekening, die maandelikse betalings aan die owerhede en hoeveel ander wat ons ook al ons kan opnoem. Hierdie verpligtinge moet nagekom word en mense doen dit ook. Maar, hoe belangrik ook al, hierdie verpligtinge mag nie jou belangrikste verpligting wees nie. Nee, 'n gelowige gemeente, sy eerste verpligting is liefde. Al die verpligtinge wat mense op aarde het, kom een of ander tyd tot 'n einde. Nie waar nie? Ons almal se einde is bepaal, alreeds. Maar een verpligting hou nooit op nie, en dis liefde. Wat moet ons onder liefde verstaan? Die oorspronklike Griekse woorde, eros, is 'n Griekse woord vir sensuele of romantiese liefde. Die term is afkomstig van die mitologiese Griekse godin van liefde, seksuele begeertes, fisiese aantrekkingskrag en fisiese liefde. Nou die woord storge, ek hoop ek spreek dit reg uit, is die term vir liefde in die Bybel waarmee jy nie vertroud is nie. Hierdie Griekse woord beskryf familieliefde. Die liefde vormende band, wat natuurlik tussen ouers en kinders en broers en susters ontwikkel. Baie voorbeelde van familieliefde word in die skrif gevind, soos die wedersydse beskerming tussen Noag en sy vrou. Die liefde van Jakob vir sy seuns en die sterk liefde van die susters Martha en Maria. En die woord my swaard, wat kan die vyand maak? Ek is 'n koningskind, die bloed gebind, hy is my goed gesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Hy is die koning wat weer kom, meer helder as die son, almal buig voor hom. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Ek die koning kom, draai terug na hom, die lam van God. Ja, die koning kom, en ons word deur hom, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Ek is 'n koningskind, die bloed gebind, hy is my goed gesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, soldaat van God. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam,
soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Wat die liefde vir hulle broer gehad het, Lazarus. Nou die woord philia is die soort intieme liefde in die Bybel wat dat meeste Christene teenoor mekaar beoefen. Hierdie Griekse term beskryf die kragtige emosionele band wat in diep vriendskap gesien is of gesien kan word. Philia is die mees algemeenste soort liefde in die skrif, wat die liefde vir die medemens insluit. Sorg, respek en deernis vir mense in nood. Die konsep van broederlike liefde wat gelowiges verenig is uniek aan Christendom. Nou, seker die belangrikste een, agape, is die hoogste van die 4 tipe liefdes in die Bybel. Hierdie term definieer God so onmeetbare, onvergelykbare liefde vir die mensdom. Dit is die goddelike liefde wat van God afkom. Agape liefde is volmaak, onvoorwaardelik, opofferende en suiwer. Ons Here Jesus Christus het hierdie soort liefde, hierdie soort goddelike liefde aan sy Vader en aan die hele mensdom gedemonstreer in die manier waarop hy gesterf het. Watter woord staan in die Griekse weergawe van Romeine 13 vers 8? Die woord agape liefde. 'n opoffering, self of opofferende liefde. Is die liefde wat God vir jou en vir my het en van ons vra. God het al hierdie soorte liefde gemaak en aan ons gegee. Elkeen is goed en reg op die regte tyd en die regte plek. Maar die eintlike liefde, die belangrike een, is hierdie groot liefde. Of wanneer Paulus aan die Korinte skryf, nou bly geloof, hoop, liefde, maar die grootste hiervan, liefde. Wat opgeskryf staan in 1 Korintiërs 13 vers 13. Dan gebruik hy hierdie agape liefde, self of opofferende liefde. Hierdie liefde is julle voor die Here en aan mekaar verskuldig. Gee jou liefde aan jou medelidmaat, gee jou liefde aan jou medemens, die mekaar. Is in die eerste plek die gelowige lidmate in Romeine, maar dan ook die gelowige lidmate in elke plaaslike kerk. Die brief aan die Romeine is vir elke gemeente lid, elke gemeente bedoel. Gelowiges is die mekaar, wat gebeskryf word in Romeine 13 vers 8. Dit gaan nie oor bloedverband, met ander woorde jou gesin, of jou familie nie. Selfs Jesus het geleer, wie die vader of sy moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my lief het, is nie waardig nie. Ouch, dit maak seer. Dit is opgeskryf in Matteus 10 vers 37. Dit gaan oor die geografiese band, met ander woorde bure nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor die sosiale band nie. Met ander woorde jou werksplek en jou belangstellings nie. Die Here praat, dis hier met jou. Huweliksmaat, gesinslede of vriende, van wie jy baie hou en met wie jy goed oor die weg kom. Hy praat met ledemate, almal wat saam met jou in die gemeente is, wat saam met jou in Christus is. Die Here praat hier met ons mede lidmate,
Die opdrag gaan wel oor die band met God en Christus. Jesus Christus bind gelowiges aan mekaar. Is dit nie wat ons ook leer in die nagmaal nie? Dat dit wel een brood is, wat in stukkies gebreek word, maar God beskerm ons almal, en ons is een, al is ons baie, maar ons gaan nou daarby kom as ons die nagmaal gebruik. Die eerste gemeente, wat vol van die Heilige Gees, naby Christus geleef het ook saam met mekaar geleef. En ons kry dit in Handelinge 2, vanaf vers 44 tot 46. Daar lees ons dat die mense wat in Christus geglo het begin elke dag by mekaar te kom, en het alles, hulle lewens met mekaar gedeel. Die Here praat dus van liefde tussen lidmate in 'n gemeente. Kom ons lees Handelinge 2 vers 44 tot 46. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle het eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs daaronder mekaar verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van harte geniet. Amen. God wil dit hê van ons. Waarom hierdie liefde? God eis liefde van ons. Waarom? Hoekom moet ons dit hê? God is liefde. En nie bloot bedagsaamheid of beleefdheid of vriendelikheid nie. Nee, God wil ons agape liefde hê vir mekaar. Liefde bind gelowiges. Hierdie liefde bind ons almal met 'n band aan Christus. Hy doen dit deur sy enigste seun van hom af uit die hemel te stuur, om 'n mens op aarde te gaan word. God het sy eie seun opgeoffer. Is dit nie opofferende liefde nie? Om vir ons die kruisdood te kom sterf, sodat hy ons weer by hom kan hê, as sy kinders. Jesus Christus het hom aan ons met hierdie liefde verbind. Met hierdie agape liefde verbind hy ons aan hom. Hy het homself oorgegee, soos 'n misdadiger wat opgesluit is, in hegtenis geneem is, geslaan is en toe gekruisig is. 'n erge, vernederende pyn wat hy moes deurgegaan het. En hy het sy lewe vir ons gegee. Dit het hy gedoen om die straf en oordeel wat God oor jou en my moes bring, wat hy op hom gevat het, sodat ons met hom kan verbind en deur hom met God gebind kan word. Liefde bind mekaar. Liefde bind ons as gemeente aan mekaar. Hierdie liefde is 'n band van gelowiges. Elke gelowige waar ook al op hierdie aarde, en wanneer ook al in die geskiedenis, is met die een manier aan God verbind. En dit is deur Jesus Christus se liefde. Hierdie een selfopofferende liefde, wat die een Jesus Christus vir elke gelowige het, bind gelowiges geestelik ook aan mekaar. Daarom wil God die lidmate in hierdie gemeente mekaar op 'n selfopofferende liefde, dat ons dit sal hê teenoor mekaar. Hierdie liefde is 'n verpligting wat gelowiges teenoor mekaar het. Hierdie liefde is vir God 'n belangrik. En hy is so ernstig daaroor, dat sy hele wet oor juis hierdie liefde gaan. Jesus self het ons geleer, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien, dit is nie net 'n ding nie, dit is 'n verbod,
'n verbod wat God vir ons gegee het. As jy vir God wil dankie sê, vir Christus, sal jy vir Christus wil, as jy vir Christus wil dankie sê, vir sy dood aan die kruis, wees lief vir God, en wees lief vir Christus. Dit is so maklik soos dit. Wees lief vir God, en gehou sy gebooie. Sy gebod, die grootste gebod, is liefde, vir hom, en liefde vir ons medemens, vir mekaar wat hier sit vanoggend. Hier in Romeine 13 vers 8, gaan dit oor liefde vir medemens. In die eerste plek, vir jou medegelowiges, saam met jou in die gemeente, maar God vra, liefde vir mekaar, en nie vriendelikheid, of beleefdheid, of bedraagsaamheid nie. Nee, liefde. Die Heilige Gees gee jou hierdie liefde. Hoe gaan julle mekaar so lief hê, dat julle vir mekaar sal doen wat God vra? Al kos dit jou ook al wat. Geen lidmaat het van self hierdie liefde nie. Die Heilige Gees gee hierdie liefde aan jou. Hy gee dit vir jou om dit te gebruik. Raak dan prakties met jou liefde. Raak prakties in jou geloof. Gaan uit julle pad uit, om ander goed te leer ken, beter te leer ken, en om met mekaar oor God en sy beloftes te praat. Dit is medeliefde. So sal hulle leer, wanneer julle met medegelowiges te doen kry, om hulle behoeftes te kan raak sien, en hulle te kan bystaan, en hulle te kan help. Die opoffering wat die Here van jou wil hê, is om uit jou pad te gaan, om meer te leer van mekaar. Eers wanneer julle mekaar regtig goed ken, sal julle hierdie agape, opofferende liefde vir mekaar kan bewys, en vir mekaar kan gee, wat God van ons vra. Moenie vir ander wag, om jou eerste lief te hê nie. Nee. Laat die liefde in die gemeente by jou begin. Begin jy die eerste opofferende liefde maak. God het jou so lief gehad, dat hy sy seun vir jou gestuur het, om vir jou te sterf, en vir my. En hy het vanoggend met jou en met my hieroor gepraat. Amen en amen. Geliefdes, dit is so 'n wonderlike voorreg, om oor hierdie soorte dinge te kan gesels. Veral oor die liefde van God. As jy net om jou kyk, as jy na die persoon langs jou kyk, die een waarvoor jy lief is, het jy die agape liefde, of het jy die eros liefde, of wat een ook al jy het, dit is allemaal reg, maar God vereis van ons agape liefde, want God is liefde, geliefdes. Ja, amen. Okay. Vanoggend gaan ons hierdie diens afsluit met die nagmaal, wat ook opgeskryf staan vir ons in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot 29. Dankie as julle vir ons so lank die broodjies en die wyn kan uitdeel. Dankie. En ek lees vir u. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy die beker, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle hieruit drink, daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink, want
Wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Geliefdes, die nagmaal is in sy wyse 'n verbondsmaaltyd, waar dit verbind is in Christus en sy gemeente. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Dit is ook 'n waarborg. Daarom sê Jesus vir ons, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Onthou jy, ons het nou gepraat oor die agape liefde. Kyk, ek kom dit hierso in hierdie woord deur. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Agape liefde. Dit is ook 'n toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here weer kom, dat hy wel gaan terugkom. Hier is ook 'n vreugdefees. Hoewel die gemeente die nagmaal met ywer erns vier, is dit nog 'n vreugdefees, want die Heiland op 'n besonderse manier die vrug van sy lyding, sy sterwe en opstanding uitdeel. Nou, geliefdes, om die volle seën van hierdie nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen in die teenwoordigheid van die Here homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself kan bring nie. Soos wat ook die waarskuwing vir ons is, in 1 Korintiërs 11, vers 27 en 29, en ek hou dit weer vir u voor. Wie op onwaardige wyse hierdie brood eet, of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Amen. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Kom op die tyd eet. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Amen. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys u, dat u uit genade u seun ons geskenk het, as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sondes gedra het, en so vir ons die voedsel en drank vir die ewige lewe geword het. Ons dank u, dat u aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank u, dat ons opnuut deur hierdie maaltyd, hierdie nagmaalfees, in ons geloof versterk is, en versterk kan word. Ons bid u dat u deur die werking van die Heilige Gees, die gedagtes aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en in innige gemeenskap met Christus en met mekaar, soos wat ons ook deur hierdie boodskap van vanoggend geleer het, dat ons mekaar ook so sal lief hê. Ons bid u dat u deur die werking van die Heilige Gees die goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. In Christus naam. Amen en amen. Geliefdes, ek wil graag vir ons afsluit met gebed. Ons barmhartige Here en Hemelse Vader, ons kom na u toe in liefde. Vul ons met die liefde wat u vir ons beplan het. Vul ons
my God, met die agape liefde, dat ons onder mekaar en vir mekaar sal leef, vir mekaar sal omgee, dat ons die selfopofferende liefde aan mekaar sal bewys, dat ons mense, ons medelede, sal aanvaar, en nie net bedagsaam sal wees op hulle behoeftes nie, maar dat ons werklik, deur u liefde, wat u vir ons het, kan uitleef, dat ons dit kan uitstraal. Vader, vul ons met u genade en u liefde, want sonder u, my God, is ons niks. Sonder u, my Heer, in ons lewens sal ons nie kan bestaan nie. Ek dank u, Vader, vir alles wat u in ons lewens kom doen, vir die woord wat u vir ons so oopbreek. My Heer, u ken die begeertes van ons harte. U weet waardeur elke liewe persoon gaan. Ek vra dat u by hulle sal stilstaan, hulle sal aanraak, die wat siek is, die wat in hospitale is. My Vader, die wat 'n geliefde in die dood afgestaan het, staan by hulle stil, vertroos hulle en hou hulle in u hand. My God, my gebed is dat u ons sal seën, ons sal spaar, en ons sal lei op die pad wat u ons wil ophê, nie die pad wat ons wil opwees nie. My God, aan u alleen kom toe die lof, die eer, en al die aanbidding en seën. In Jesus se kosbare naam bid ek dit alleen. En ek dank u daarvoor. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en Jesus Christus. Amen. Do you feel like the odd one out, wandering in the deserts, or feel like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal Oewe van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counsellors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Berger, at 076 479 7517, or contact Jill at 074 689 6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan, 068 577 9817. Pastor Frikkie at KZN, 079 261 1332. Evangelist Kobus Smit, yes, he's in the West Rand, 079 509 3306. And then there's Pastor Barry in Primrose at 074 089 7849. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So contact us right now. I found my Jesus, down on my knees. I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I've heard about him
the man of Galilee. I cried out, Lord, oh help me please. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hands, I held up high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, have mercy please. He had compassion, he showed me love. Now I praise the Lord above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord, but it was on my knees. I found my Lord. Oh, but it was on my knees. I found my Lord. Daar's gerugte van oorlog, van siekte en dood, en het lyk asof almal mekaar verag en verstoot. Maar wees jy nie bevrees nie, want met God aan die stuur is die toekoms verseker, elke dag en elke uur. Hy hou die wêreld in sy hande, hy waak oor see en vaste lande. Niks sal met jou gebeur sonder dat hy daarvan weet. So vergeet al die sorge, die swaar kry en seer, en moet jou nie bekommer nie, want God is in beheer. Hy's die almagtige skepper van hemel en aarde, en al voel ons gering, skat hy ons na waarde. Want sy seun Jesus Christus het vir ons sondes betaal, en hy sal weer op die wolke kom om ons te kom haal. Hy hou die wêreld in sy hande, hy waak oor see en vaste lande. Niks sal met jou gebeur sonder dat hy daarvan weet. So vergeet al die sorge, die swaar kry en seer, en moet jou nie bekommer nie,
want God is in beheer. Hy hou die wêreld in sy hande, hy waak oor see en vaste lande. Niks sal met jou gebeur, sonder dat hy daarvan weet. So vergeet al die sorge, die swaar kry en seer, en moet jou nie bekommer nie, want God is in beheer. Ja, moet jou nie bekommer nie, want God is in beheer. Klei in die meesters hand, o Heer, wil ek wees, soos goud in die heilige vuur, lei my elke uur. Hier is ek, Heer, vorm en maak my soos net die kan. Hier is ek, Heer, in die hand, vorm en maak my na die Vader plan. Soos die bruid vir die bruidegom, o Heer, wil ek voor U kom, soos die arend deur die lug, o Heer, op U vlug. Hier is ek, Heer, in die hand, vorm en maak my soos net die kan. Hier is ek, Heer, in die hand, vorm my en maak my na die Vader plan. Elke droom, elke plan, my gedagtes bring ek voor U. Al my weer en al my raad lê ek nou voor U voete neer. Hier is ek, Heer, in die hand, vorm en maak my soos net U kan. Hier is ek, Heer, in die hand, vorm en maak my na die Vader plan. Hier is ek, Heer, in die hand, vorm en maak my soos net U kan. Hier is ek, Heer, in die hand, vorm en maak my na die Vader plan. Kom vorm en maak my na die Vader plan. Kom vorm en maak my na die Vader